Nou raak ons verstand weer heeltemal die mekaar. En ons dink, maar hoe bid hy tot God as hy God is? Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word. Hy moes tot God bid, want ons bid tot God. Hoekom? Om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Die Satan het hom versoek. En dit was moontlik om hom te versoek, om hom te verlei, om hom te kry om die verkeerde te doen. En hy het weerstand gebied. En nou kan hy vir ons intree, hy kan ons help, wat ook versoek word, want hy was versoek. Hy moes aan ons gelyk word. So om nou te sê, hy is net 'n mens, want daar sekere dinge wat hy nie geweet het nie, en daar swakhede wat hy gehad het, so hy was net 'n mens, hy kan nie God wees nie. Wat het hy nie geweet? Hy het byvoorbeeld gesê, die wederkoms weet niemand wanneer dit sal wees nie. Nie die engele nie, nie hy self nie, maar net God wat in die hemel is. Maar hy is dan God. Maar toe hy hier was hy verneder. Vers 17 sê, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word. En wat het gebeur? Daai kennis van wanneer die wederkoms gaan wees, het hy nie. Hoekom nie? Want hy moet aan ons gelyk wees. Nou kyk ons na hom en sê, maar hy is aan ons gelyk, hy kan nie God wees. Hy kan, hy het juis aan ons gelyk geword. Vir wat te doel? Sodat hy ons sonde kan versoen. Ons diskwalifiseer hom as God, omdat hy sy heerlikheid verlaat het, om ons met hom te kan versoen. Dis nou om sy liefde in sy gesig terug te gooi, want nou erken ons hom nie as God nie. Omdat hy in alle opsigte aan ons as mens gelyk moes wees, voordat hy ons hoëpriester kon word, moes hy verander van die almagtige, alomteenwoordige God, na 'n vernederde, verlaagde God. Maar terselfdertyd nog steeds die alomteenwoordige instandhouder van alle dinge. So hy is nog steeds God, maar mens. In 'n vernederde staat. Maar tegelykertyd nog die alomteenwoordige instandhouder van alle dinge. Die tyd wat Yeshua op die aarde was, maak nie saak hoe lank dit is. Party mense sê 30 jaar, anders 'n bietjie langer, wat ook al, was die heelal nie godloos, want die is hy nou op die aarde nie. Hy was nog steeds oralster, altyd, en die instandhouder van alle dinge. Maar op die aarde, daar loop 'n mens in 'n vernederde staat, maar God. Hebreërs 2 vers 9. Maar ons sien hom, naamlik Yeshua, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. As die engel van Jahwe aan Manoag verskyn, dan is hy nie minder as die engele nie, maar baie meer. Maar toe Yeshua op die aarde is hy vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. Hoekom? Want ons is minder as die engele. En hy moet aan ons gelyk wees. Maar ons sien hom, Hebreërs 2 vers 9, naamlik Yeshua, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë, Engels sê because, omdat, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, vanweë die lyde van die dood. Ons sien hom minder as die engele gemaak, sodat hy kan doodgaan. Dis eintlik wat daar staan. En dis eintlik iets wat ons verstand kan beredeneer. Hy moet vir ons kom sterf. Hy moet eers deur die Satan versoek word. Kan jy God versoek? Nee. So God moet in 'n staat gaan waar hy versoek kan word. En dan moet hy doodgemaak word. Kan God doodgemaak word? Nee. So hy moet vir 'n kort tydjie in 'n staat gaan waar hy doodgemaak kan word. Anders kan hy nie vir ons sterf nie. Maar terwyl hy in daai kort tydjie se toestand is, minder as die engele, gelyk aan ons, beteken dit nie hy is nog steeds alomteenwoordige almagtige God ook nie. Hy kan. En hy is volmaak mens, met 'n menslike tekortkoming. Met alle menslike tekortkominge. Een van ons, net soos ons. Maar dieselfde tyd, alomteenwoordige, almagtige, alwetende God. Ek lees dit weer, Hebreërs 2 vers 9, maar ons sien hom, naamlik Yeshua, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood,
met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. En dis hoekom. Hoekom het hy mens geword? Hoekom het hy aan ons gelyk geword? Hoekom het hy minder as die engele geword? Sodat hy in ons plek kan sterf. Omdat ons minder as die engele is, moes hy minder as die engele word, sodat hy ook soos 'n mens kan sterf. Hy moes ook eet, want hy het honger geword. En sou soos ons kon sterf van honger, al was hy God. Hierdie tydelike vernederde staat van hom, het hom blootgestel aan al die dinge waarna mens blootgestel is. So hy word honger. En as hy nie geëet het nie, sou hy gesterf het. Op die einde van die dag het hy gesterf, want hulle het sy liggaam so verniel, dat sy liggaam nie meer kon nou funksioneer nie. Hy het gesterf, net soos ons. Hy het ook gerus, want hy het moeg geword, net soos ons. Hy het ook benoud geword, net soos ons. Hy het ook tot Vader gebid, net soos ons. Hy was ook versoek en kon kies om die sonde te doen, net soos ons. Die Satan van gesê het, as hy nou neerval aan my aanbid, dan gee ek al hierdie koninkryke. Dit was 'n uitkoms. Dit was 'n alternatief vir die doodmartel. Hy het na die aarde toe gekom en gesterf. En dan word hy verheerlik as koning van die hele aarde. Die Satan sê vir hom, is nie nodig om hierdie smartlike pad te stap nie. Aanbid my net en hier is dit. En hy is versoek en hy kon dit kies, net soos ons. Wat is dit? Is die potlensies op. Hier is die maklike, vinnige uitkoms, nou hoef jy nie hierdie swaar pad te gaan nie. Maar die erflating verskil totaal. Hy het egter niks sonde gedoen nie, sodat hy sondeloos kon sterf en dan ons sonde op hom kon neem. So hoekom was hy mens? Hoekom praat ons van 'n drie-enige God? Hoekom sê hy Vader, Seun en Heilige Gees? Hoekom is daar 'n Seun? Terwille van ons sonde.